Goeiemôre vriende. Dis heerlik om julle almal terug te verwelkom na die vakansie en ek hoop julle het heerlik uitgerus en is reg vir die nuwe kwartaal. En baie welkom ook almal wat vanoggend aanlyn inskakel en ek weet ook daar's spesifiek mense uit Australië uit wat vanoggend kyk. En vir julle saam met die familie vandag wil ek ook 'n besonder welkom sê. En so ook ons ander gereelde mense wat inskakel. Nou julle wonder dalk hoekom, vandag is 'n baie besonderse geleentheid waar ek vir Armand en vir Eunice en Evelyn en Enzo baie spesiaal wil verwelkom saam met 'n oupa en 'n ouma, 'n Suid-Afrikaanse oupa en 'n ouma. En ek gaan gou-gou net vir julle dalk agtergrond gee. Armand is deel van Monument Park gemeente en hy het in 2008 China toe gegaan om daar te begin werk. En hy het vir Eunice ontmoet, hulle is getroud en hulle het 2 kinders. Ek weet nie of mense hulle nou boere Chinesies noem nie, maar dit is Evelyn en Enzo. En weens 'n groot klomp redes is Evelyn en Enzo nog nooit gedoop nie. En hulle het by hulle ouers kom kuier in Suid-Afrika en ons het 'n gesprek gehad en hulle maak hulle kinders binne die Christelike tradisie groot. Waar daar soveel keuses is, waar hulle vandaan kom, is dit wat hulle gekies het. En vanoggend is dan nou vir ons 'n baie groot voorreg om getuies te wees dat hierdie 2 kinders deel is van die liggaam van Christus. So hulle gaan vanoggend gedoop word in die gemeente. 'n Gedeelte van die erediens gaan in Engels wees, om dit vir hulle so moontlik, so inklusief as moontlik te maak, want Eunice en Evelyn en Enzo is Engels en Mandarijn sprekend. So daar is uit die aard van die saak dele wat hulle nou nie gaan verstaan nie. So this morning we are especially glad to welcome Eunice and Evelyn and Enzo as part of this congregation, and you are all the way, if you look at the map, from Xiamen in China. So just to get an estimate of where you are staying on a beautiful island there, and you are back on your way on Tuesday, on your way back home. So today we are going to conduct this sermon in both English and Afrikaans, and the baptism is going to be in English, just to make it as inclusive as possible. Vir al ons nuwe mense wat kom kyk, wat kom kuier, wat kom inloer, vir julle 'n besonder welkom. Mens kan nogal heeltemal oorweldig voel as jy so by 'n gemeente instap en jy weet nie wie is waar nie. So ons predikante sal graag met julle sommer net gesels. Ons is aan die buitekant van die kerk. Na afloop van die erediens, as julle net wil kom hallo sê en julle self oriënteer. Vriende, dit is daai tyd van die jaar. Die Wild en Wakker Lentefees is om die draai die 5de September en vir party van ons is dit die Wilde Wragtig Fees, maar hy kom die 5de September. Julle kan vanoggend alreeds begin kaartjies koop. Daar's 'n paar verfynings wat ons aangebring het hierdie jaar. Jy kan 'n 3-gang maaltyd hier kom eet, saamkuier, voorgereg, hoofgereg wat spitbraai is en okstel en slaaië en 'n nagereg teen R150 per persoon. So die kaartjies is van vanoggend af beskikbaar. Jy moet net daai dag jou eie eetgerei bring. So ons doen dit 'n bietjie anders as vorige jare. Ons wil baie graag saam kuier. En dis 'n lang tafel ete. So ons dek die tafel en jy kom net met jou eetgerei en jy kom sit en jy is deel van hierdie kuier. Die kaartjies sal van vandag af buitekant beskikbaar wees en ons sal dit Sondag vir Sondag nog steeds onder julle aandag bring. Maar dis 'n hele dag van saam wees, van die oggend af met 'n mark en 'n deli tot ons saam kuier en eet en tot die rappie wat almal dan verder gaan kyk die aand. Dan is alles weer terug na die skoolvakansie, die verbintenisgroep is vanaand bymekaar.
Bybelstudie en groeigroepe skop weer hierdie week af. Ons sien mekaar Woensdagoggend 9uur vir Bybelstudie en die groeigroep is die aand. En die Spens-projek is ook deurlopend aan die gang. Dankie vir almal wat so getrou kos bring. Kan julle verseker, dit maak regtig 'n verskil vir mense wat nie het nie. Hot Mikado, as julle in die aand hier by die kerk verbygery het, sal jy nou al 'n klomp keer gesien het. Hier is ligte, dis mense, dis motors, dis besig. Hierdie ouens oefen en Irenay is die musiekdirekteur. Jy mag. As julle nou wil sien hoe julle pianiste in 'n kerk doodgeskiet word, dan moet julle maar kyk. Dit is regtig 'n familievriendelike vertoning vol grappe en erns en staaltjies en knopies wat jy gaan na die einde nog steeds nie kan uitmaak wat aangaan nie, maar kom kyk gerus asseblief. Dankie Irenay. So julle hoor nou, dis nou uit die perd se bek uit. Irenay is die musikale direkteur. Hierdie ouens oefen hierso, gebruik ons fasiliteite, maar hulle gaan in Atterbury Theater doen hulle hierdie stuk. So asseblief as julle hulle ook kan ondersteun, daar's verskillende vertonings, neem kennis daarvan. En dan ons laaste lekker deel, ons hou daarvan in die gemeente om saam met mekaar vreugdes te deel. En daar is ook nou 'n klompie mense wat verjaar het die afgelope tyd, dalk in hierdie week en jy is baie welkom. As jy enige groot vreugdes het, kom kry asseblief vir jou sjokolade. Huweliksherdenkings, doopverjaarsdae, julle kan maar net kom kry. Is hierdie verjaarsdag? Hoe oud is jou verjaarsdag? Ja. Hoe oud is jy? 10. 10 jaar oud. En? 10. 10, nog 'n 10 jaar. My boetie word 23. Boetie word 23. 22. 22 verjaarsdag. Ek het 9 geword. Jy 9 geword. 7 geword. 7 geword. En jy, Papa verjaar. papa verjaar. 12 jaar oud. 4. Dit is nou 5. Jy's nou 5 jaar oud. Wonderlik. Ons ouma het verjaar. Ouma het verjaar. Nou maar baie geluk. My ma verjaar. En jou ma verjaar. Jy mag nie sê verder nie. Baie geluk ook aan almal wat by die huise verjaar en feeste hou. Mag dit vir julle ook 'n besonderse dag en jaar wees. Jy sal sien vanoggend dat ons 'n klompie van ons liedere in Afrikaans en Engels sing. En hierdie eerste lied is nou nie 'n lied wat ons elke week in die kerk sing nie, maar ek dink jy gaan hom herken. En dis ook 'n gepaste manier waarop ons vanoggend ons erediens begin. Kan net so bly sit en dan sing ons saam.
Ek nooi graag vir Lana van Blommestein vorentoe om vir ons die kers aan te steek wat ons herinner dat Christus die lig vir die wêreld is. En mag sy lig ons ook vandag help wanneer ons hier by mekaar is. Dat wanneer ons baie keer kyk na dit wat vir ons verlore lyk of onbelangrik, dat ons sal onthou, daar is niks, maar niks wat buite die liefde van God val nie. Lana, brand hy? Dis 'n baie lang probeer daai. Kom ons kyk. Ons maak gou 'n plan. Nee, jy sou dit nie reg gekry het nie. Kyk gou. Nou sien. Kyk. Nou sien. Kom ons word stil en dan begin ons ook met hierdie woorde. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het immers nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Omdat dit waar is, mag jy ook vanmôre die genade en die vrede van God beleef. Kom ons staan en dan kom ons sing hierdie loflied saam.
Today we gather around this water. And this water tells us that God is the one who initiates, that God is the one who speaks first. And it's a reminder that the baptism is like a testament or an inheritance that God bestows upon us. So Evelyn and Enzo, so before they fully can understand, they receive this gift. And it is God's yes to them, promising that He is the Father who cares for them, that Jesus Christ is their Savior, and that the Holy Spirit lives within them to make them new. So be baptized today is to be clothed with Christ. And from this day onward, their primary identity will always be the beloved children of God. And I would like to invite Armand and Eunice to come forward with Evelyn and Enzo, and also if there are part of their families that would love to witness and support this covenant and stand here together with them. If there's any other friends, you are more than welcome if you would like to join them. I think this is 'n oupa en ouma grootjie. Ja. And this is the Afrikaans oupa en ouma on this side and 'n tannie. Ouma grootjie. So the great-great-parents, grandparents, the grandparents, the parents and the children. We spoke about the meaning of the baptism, and you had the privilege to talk to your children about that. And because of the grace of God, I would love to baptize Evelyn and Enzo. Evelyn? Yo. I baptize you in the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Enzo, yo, I baptize you in the name of God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Evelyn and Enzo, now that you have been baptized, I would like to ask one simple question, and you can just answer yes. Do you love the Lord Jesus, and do you want to follow Him with your whole heart? What's your answer? Yes. And then for Armand and Eunice, the baptism that Evelyn and Enzo has just received confirms God's unconditional grace. And I would like to ask you if you confess that your children belongs to God in Christ, that you follow the teaching of the Bible as taught in the church, and that you believe that's the way of life. And do you promise to instruct Evelyn and Enzo in this faith to the best of your ability and to the example, to be an example of faith and obedience to them? What is your answer? I would like to read a prayer, Evelyn and Enzo, that your parents wrote for you. It will be also in your books that you will receive afterwards, but I'm going to read it so you can listen to the words that your parents wrote. Let us pray. Dear Heavenly Father,
Today, with humble and grateful hearts, we bring our precious children, Evelyn and Enzo, before you in baptism. Lord, before they were even our children, they were yours. You formed them, you knew them, and you loved them long before we ever held them in our arms. Thank you for entrusting those two gifts to our care, and we are simply the parents you chose to love and guide them. Thank you for the joy they have brought into our home. Evelyn's gentle, caring heart, her beautiful smile, and the courage you have placed in her to speak her mind. Enzo's adventurous spirit, his curiosity, his love for cars, and the laughter he brings to everyone around him. Father, shape Evelyn into a woman after your heart, and Enzo into a man who is kind, humble, honest, and courageous. Protect their hearts. Never let this world harden them. Give them wisdom for hard decisions, courage for hard days, peace in every storm, and good health to enjoy the life you have planned. And when they fall, lift them up. When they are afraid, be their courage. And when they feel alone, remind them that you are carrying them. Teach us too, as their parents, to lead and love them with patience, grace, and faithfulness, and to point them to Jesus in how we live. May your promise stay written over their lives every day of their lives. The words of Isaiah 46, verse 4, even to your old age and grey hairs, I am He who will sustain you. I have made you, and I will carry you. I will sustain you, and I will rescue you. Thank you, Lord, for trusting us with Evelyn and Enzo, and may we never take that gift for granted. And above all, may they always know that they are deeply loved by us and by you, whose love is perfect and everlasting. We pray all of this in the precious name of Jesus Christ. Amen. I would also like to ask our congregation, even if we are here in South Africa, the Afrikaans oupa and ouma is here in South Africa, but do you also promise to support this family through your prayers and through your example where possible, and that you will continue to create an environment where people like Evelyn and Enzo can grow up and know and serve the Lord? What is your answer? I would love to invite the parents, Armand and Eunice, to light a candle for both of your children. And that's also the candles that will go back home when you leave the country. It's my privilege to introduce you to the newest members, Evelyn and Enzo, Yo, members of the body of Christ. Thank you so much. Let me just give this to you. I'm not sure. Yes, you are more than welcome. Dankie julle. Maar so 'n mooi storie. Armand vertel dat Evelyn hier verjaar het en toe sy 7 geword en sy het gesê die enigste iets wat sy vir haar verjaarsdag wil hê, the only birthday cake is 'n melktert from ouma. So die oupa en ouma maak seker dat hulle genoeg kry hierso in Suid-Afrika. Kom ons sing 'n paar liedere saam wat iets vertel van die grootheid
van God.
Nooi graag vir Lelise Hendrikse om die gebed vanoggend vir ons te kom doen. Rood gegaan, daar's. Goeiemôre almal, sluit asseblief die oë. Dankie liewe Here, ons kan al vandag hier as 'n kerk bymekaar kan kom. Sorg die mense langs die pad wat nie so baie kos en water soos ons het nie. Dat ons asseblief die stuk uit die Bybel kan verstaan en dat die Here vir ons die hele verharding gegee het. Amen. Amen. Dankie Lelise. En dan gaan Malia Danhauser vir ons die skrifgedeelte doen. Dis gedeeltes uit, Malia, jy kan so lankie staan, gedeeltes uit Genesis 10 uit, en ons gaan die Engelse teks op die skerm gooi, sodat jy daarna kan kyk. Is hy reg vir jou? Goed. Genesis 10, die nageslag van Jafet, Cham en Sem. Hier volg besonderhede oor Noag se seuns, Sem, Cham en Jafet. Na die oorstroming is daar ook vir hulle kinders gebore. Uit hulle het die mense wat nou die kusstreke bewoon, daarna toe versprei, volgens hulle stamme en nasies. Elkeen met sy eie taal, die nageslag van Cham, Kus, Egipte, Put en Kanaan. Uit Kus het die Nimrod gekom, die eerste maghebber op die aarde. Hy was 'n dapper jagter ook in die oë van die Here. Uit Kanaan het gekom Sidon, wat as sy oudste seun geld, en verder het hulle is die almal die nageslag van Cham, met hulle eie stamme en tale, in hulle eie lande en onder hulle eie nasies. Hulle is die almal die nageslag van Sem, met hulle eie stamme en tale, en dit is die stamme van die seuns van Noag, volgens hulle herkoms onder hulle eie nasies. Uit hulle het die nasies oor die aarde versprei na die oorstroming. Dankie Malia, dit is nou verseker nou nie die maklikste deel om vanoggend te lees nie, maar jy het uitstekend gedoen. Today we're going to focus on the scripture in Genesis 10. And at first reading, when you hear these words, it might not make sense at all. How longer we dwell on this text, you'll clearly see that you will hear the words of John 3, verse 16 and 17. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into this world to condemn the world, but to save the world through him. So maybe we read these words this morning and say, yes, I know, these are familiar words, and yes, I know God loves me, but look at my life or look at what's happening around me. So that's why we are going to do and have some butt surgery this morning. If you look at this picture, you will see a man on a hospital bed with a little board sign next to him which says, God loves me, but. And then these three figures, we are going to have to remove your butt. So that is what's going to happen in this service this morning. A little operation. Vriende, as julle na hierdie volgende foto kyk, in 2003 het 'n span astronome by NASA 'n baie vreemde besluit geneem. Hulle het besluit om die Hubble-teleskoop, wat een van die duurste en gewildste instrumente in die wêreld is, na 'n stukkie lig te wys. Vir sover enige iemand dit kon sien, was dit pikswart
en was daar niks. Geen ster nie, geen sterrestelsels nie. Die stukkie lig was so klein, dit was omtrent 'n tiende van die deursnee van die volmaan. Maar die teleskoop het gebly op daai stukkie swart lig vir maande lank. En baie mense het gewonder, ons mors tyd. Dis baie duur om hierdie ding te doen, tot hulle uiteindelik so 11 dae, 11.3 dae, se materiaal bymekaar gesit het, oor 1 miljoen sekondes se beeldmateriaal, wat hulle ontwikkel het. Net gefokus, fokus. Toe die beeld uiteindelik ontwikkel is, en julle kan dit gerus gaan kyk, was daar meer as 10.000 volledige sterrestelsels in daai een klein leë kolletjie. Elkeen met miljarde eie sterre. En van die oudste sterrestelsels wat ons nog ooit gesien het sigbaar geraak, omdat iemand bereid was om lank genoeg te kyk, te fokus. Soms kyk ons na die lewe en dit voel soos daai eerste prentjie. Ons skud ons koppe wanneer 'n verhouding nie meer werk nie, wanneer dit nie maklik gaan nie, wanneer 'n familielid 'n vreemde besluit neem en ons kan glad nie verstaan wat gaan met hulle aan nie. Ons beleef dat verhoudings wat op papier eintlik eenvoudig moet wees, tussen ouers en kinders, tussen 'n man en 'n vrou, tussen 'n broer en 'n suster, baie keer eerder voel soos daai dowwe swart kol. Daar's niks. Ons weet nie wat hier aangaan nie, ons kan dit nie verstaan nie. Dit voel vir ons asof ons net in die donker inkyk. Partykeer vra ons daai tipe vrae oor God en ons dink as God regtig liefde is, hoekom voel baie van ons eie verhoudings, ons eie families, ons wêreld presies soos daai stukkie donker, leeg. As ons vanoggend na Genesis 10 toe gaan, dan kry ons nie 'n vinnige antwoord nie. Maar ons kry 'n lens, 'n manier hoe ons na die werklikheid en na ons lewens kan kyk. Nou almal van julle sal sê, dis 'n baie vreemde plek om te begin. 'n Geslagsregister is nou nie die plek waar jy gaan soek. Dis eintlik as jy in die Bybel by daai gedeelte kom, dan weet jy moet 'n bietjie vinniger blaai, jy kan maar omblaai en jy kan maar dit los, want dit is net 'n klomp name. Want wie van ons weet nou eintlik wie's Kus of Pit of Javan? Dit maak net glad nie vir ons sin nie. Maar in die wêreld waar hierdie verhaal geskryf is, ek dink die beste voorbeeld wat ek kan gebruik oor hoe belangrik 'n geslagsregister was, is wanneer jy oor see gaan en jy verloor jou paspoort. En jy kry hom nie terug nie. Daai gevoel. Dis hoe belangrik 'n geslagsregister was. Dit het presies gesê wie jy is en waar jy inpas. En sonder dit het mense eintlik vir jou eenkant toe geskuif. Dis hoekom gaan kyk in die Nuwe Testament, Matteus begin so, Lukas begin so, as hulle oor Jesus wil praat, wat sê hulle vir ons? Kyk hier. Kyk hierdie name. Dis wie hy is, dis waar hy pas. So dis 'n verskriklike belangrike dokument en dan beteken dit ook, as dit waar is, dat dit so belangrik is, dat ek en jy nie vanoggend kan sê Genesis 10 is soos 'n swart kol lig nie. Dis dalk veel eerder soos 'n sterrestelsel wat ek en jy nog net nie raak gesien het nie. Want ons het nie lank genoeg gekyk en lank genoeg stil gestaan nie. Die plek, Genesis 10, waar dit geplaas word in hierdie verhaal, is verskriklik belangrik. Dis eintlik die belangrikste vraag, hoekom staan dit hierso? En ons moet dit vra wanneer ons na hierdie teks toe gaan. Hoekom sit die skrywer dit hierso neer? Oor wie in is en wie uit is? Net 'n hoofstuk na een van die grootste rampe waarvan ons in die vroeë verhale lees in die Bybel. Noag, almal wat uitgewis word.
So hier's iets weggesteek en ons gaan vanoggend so 'n bietjie krap onder die oppervlakte. Ek weet julle het nou nie al die tekste gelees nie, so ek vat ons vinnig terug na Genesis 6 toe. As jy 10 wil verstaan, moet jy daar begin, by 6. Daar's 'n verskriklike belangrike gedeelte wat hierdie vroeë skrywers vir ons sê, dat God na die wêreld gekyk het en toe hy sien dat die boosheid van die mens groot is en dat alles wat hy in sy hart bedink altyd net sleg is, was die Here jammer dat hy die mens op die aarde gemaak het en dit het hom tot in sy hart gegrief. Dit is 'n verskriklike ding wat hy sê. Nie iemand was nou bietjie verkeerd genoem. Hy sê dit is alles altyd net sleg. En hoe voel God oor dit? Die teks sê hy is in sy hart gegrief. Dit kan dalk vir ons voel, die Here is jammer, hy het 'n fout gemaak, maar die Hebreëus sê eintlik dat hy dieselfde pyn ervaar as 'n vrou wat geboorte gee, selfe woord. Dat dit 'n diep liggaamlike pyn is oor wat hierdie mense doen. En wanneer God na die wêreld kyk, en ek en jy wonder, maak dit saak? Wat dink God oor 'n wêreld wat stikkend is? Het hy enige gevoel daaroor, dan sê hierdie teks vir ons, dat God se hart breek, wanneer hy na die wêreld kyk, en hy sien dit, wat aangaan, wat nie reg is nie. So dis Genesis 6. Dan, na hierdie woorde, is die groot vloed. Alles lyk asof dit verby is. Die ark is daar, dit lyk asof die hele wêreld uitgewis is, en dan kry ons Genesis 8. 'n draai. God het aan Noag gedink. Na die vloed, God onthou. Dit klink asof hy net skielik, Noag is nog daar, maar dis nie wat dit sê nie. Die woord gedink beteken iets van wat ons vanoggend by die doop gesien het. Dis 'n ou verbondswoord. As God sê God het gedink, dan beteken dit God het opgetree volgens wie hy is. God het opgetree volgens sy hart en sy getrouheid, ten spyte van die chaos, ten spyte daarvan dat daar geen lig is nie, dat daar nie hoop is nie, dat daar 'n vloed is. Hy is wie hy is. En op grond daarvan het hy weer na Noag toe gekom, na die vloed. En gesê, weer 'n keer kom ek en ek tree met jou in 'n verhouding en met alles om jou. Nou sal jy dink, hierdie 3 goed. Genesis 6, God se hart breek. Genesis 8, God kom en hy sê ek wil weer na jou toe kom. Wat gebeur in Genesis 9? Noag raak dronk, hy lê in die tent en Gam kom en hy pleeg 'n vreeslike sonde. So jy het die hele tyd hierdie patroon. Die Here kom, die Here vra, die Here sê, die Here gee 'n nuwe kans en hierdie ouens maak net weer droog, wat vir ons iets kom sê, dat genade, en miskien verstaan ons dit nie goed nie, kom voor, dat jy goeders regmaak. Genade kom eers, selfs al maak jy daarna weer droog, die genade van God staan hierso eerste en dan kom die geslagsregister. So wat sê dit vir ons? Dat ons hierdie lyn het in hierdie gedeelte. As jy net kyk na Genesis 10, dan lyk dit soos 'n swart kol. Niemand van ons verstaan dit nie. Maar as jy kyk dat God saam met ons voel oor hierdie wêreld, dat God weer 'n keer na mense toe kom in hierdie wêreld, dat mense ten spyte daarvan weer 'n keer droog maak, kry ons 'n lys waar 'n klomp name agter mekaar staan. En kom ons kyk, wat beteken dit? Vir 'n oomblik. As jy na daai register kyk en jy lees hom van begin tot einde, gaan jy sien dat
die stigter van Babel, Nimrod se naam staan daar, dat Kanaan, wat 'n vloek is oor hom uitgespreek, die vorige hoofstuk, sy naam staan daar, Egipte en Kus. Dis asof die lys vir ons sê, daar's nie mense met etikette nie. Daar's nie 'n voetnota en dan staan daar, hierdie een kan jy vertrou, hy's 'n goeie ou, maar vir daai een moet jy versigtig wees nie. Almal se name staan daar op een plek. Die ouens wat die meeste plek kry, is Gam. Gam het 'n volle 14, 15 verse. Gam wat verskriklik droog gemaak het. Set kry 11 en Jafet kry 4. As jy kyk na die hoeveelheid name, het geleerdes hierdie lys deur die eeue bly tel en gekyk en gesê daar's omtrent 70 name binne in hierdie register. En wat vir ons iets kom sê dat dis die Bybelse getal vir volheid. Elke stam, elke taal, elke land, elke nasie is verteenwoordig in hierdie register. En dis die punt wat alles saambind. As Genesis 9 'n vloek het, en as Genesis 9 eindig met 'n skande, dan begin Genesis 10. En die Here sê die laaste woord oor hierdie klomp mense wat sukkel en wat dit nie reg kry nie, is nie oordeel nie, maar dis genade. Die laaste woord is dit. Daar's 'n baie bekende verhaal wat J.B. Phillips vertel van 'n jong engel. Jong engel wat saam met 'n ouer engel op 'n toer deur die heelal gaan. So hy skryf 'n boekie oor. Hulle vlieg vir maande lank deur swaaiende sterrestelsels, deur skitterende sonne, tot die jong engel amper verveeld raak, want alles is so groot. Toe wys die ouer engel vir hom na 'n klein, dowwe, blou balletjie, wat stadig om sy eie as draai. Kyk veral na daai een, sê die ouer engel. Jong engel frons, hy sê, ja, dit lyk vir my nogal klein en vuil, maar wat is nou so spesiaal aan daai blou balletjie? Die ouer engel buig sy kop en hy sê, daardie een is die besoekte planeet. Die jong engel kan nie sy ore glo nie, hy sê, jy kan tog nie vir my sê, dit is die een wat deur hom besoek is nie. Inderdaad, hy het self na daai klein, blou, dowwe balletjie toe gegaan. Maar hoekom? Nie omdat dit so indrukwekkend is nie, maar omdat hy hulle liefhet. En hy wys, en terwyl hulle kyk, is daar hier en daar 'n liggie op 'n donker planeet, en dan 'n lig wat so helder is, dat albei engele hulle oë moet toemaak. So dit was die besoek, sê die jong engel. Ja, inderdaad. En na dit versprei die liggies oor die hele donker bolletjie, mens vir mens, wat self die lig begin dra. Tjoh, ek verstaan dit nie heeltemal nie, sê die jong engel. Maar ek sal dit nooit vergeet nie. Dit wat baie keer vir ons dof en donker en onverstaanbaar lyk, is waar God met sy genade werk. 'n Gesin uit China wat ver oggend hierdie genade ontvang. Ek en jy wat baie keer sukkel en stoei en wat baie keer ons koppe skud en sê ek verstaan niks hiervan nie. Ons hoor weer 'n keer vandag dat God met genade werk. En daarom het ons regtig 'n bad removal nodig. Elke keer wanneer ons sê, ja Here, ek weet U is lief vir my, maar
dat die Here daai stukkie maar uithaal. Dis wat hy vandag hier kom doen, deur hierdie teks. Nou Armand, Eunice, Evelyn en Enzo, this whole message today started with the strangest place, with a list of names in Genesis 10. But something that surrounds that list is right after the flood of Noah and right after the judgment had done its worst. The Bible doesn't say that God moved on. It says that God remembered Noah and that the grace comes before anyone is able to do anything. And that grace is the last word. It's before Noah even got back onto his feet. It's grace where we read in this list of name upon name that every nation, every language, every country is included in this grace, this love of God. No name unworthy. Everyone counted. And that's the message today. John 3 chapter 3 verses 16 and 17. But also when we look at you as a family, we can see the grace of God embodied in your lives. And that is the heart of Genesis 10. That there's room for everyone and especially for you. Let's pray. Father, thank you that the last word over us is never condemnation, but that it is grace. Thank you that you are patient with us on our worst days, and that your family has never been too small to hold every nation, every language, every broken branch of every family tree, including ours. Thank you today for Evelyn and Enzo, their parents Armand and Eunice, and from the long road that brought them here, from Charman to this congregation. Write their names and ours even deeper into your story. And where our focus fails, be yours steady. Where our love runs out, let yours not. We pray that in the name of Jesus. Amen. Vriende, ons het nou geleentheid vir ons dankoffers en ons jong mense en kinders gaan na hulle groepe toe.
Kom ons sluit ons erediens af met hierdie laaste lied terwyl ons staan. Liefde, mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace.